Man who makes any room very small, does Cruz Davy. Set well here by Boisai. Forward momentum with them as they drive this ahead. Ja, is Monument wat alles probeer om hulle koppe daarin te kry om hierdie momentum te stuit, maar hulle is nie suksesvol nie. Toch trek hulle hom neer net 'n meter van die doellyn af. Nommer 7 flank, Jaden Joubert wat met hom gaan. Vice captain today, Audrey. Ja, ek dink is Mark Grinley wat daar skop. Ja, dit is hy. Apologies. 15 op sy rug. Monument wat hierdie keer saam in die wind speel, gaan na die oorkant toe. Kom te lande net so buitekant die kwartgebied van Boisai. Maar onmiddellik is daar momentum op daardie bal. Bal word wyd gespeel, deur die gaping gekom so byna en dan sy ondervlerkie aangee. Pragtig word daar gehardloop deur een van die Joubert tweelings. Breek na die binnekant toe, Bernardi is voor hom en dan word daar buit gespeel na die buitekant toe. Hierdie keer lyk dit soos Kyle Moultrie, is dit Kyle Moultrie wat by die kantlyn uitgeduik word. From Boisai, Tristan Joubert, very, very dangerous with ball in hand. Reg oor die lyn staan gegooi tot in die kaptein se hande. Roberts wat vorder. Bal is beskikbaar vir Monument, maar daar's 'n teendryf voordeel, die word geblaas, afgeneem deur Boisai hierdie keer. Die strafskop die word toegeken. In haar verdediging is die speler nie gelos nie, of vasgehou eerder. Sê meneer Shepherd. Brings so much to the table. Weer is dit die rolmaalbeweging, eenvoudig, te vinnig, te sterk, te goed. Skeieregter se arm die skiet op. Sal kyk wie staan met daardie bal laaste op en wie word geluk gewens. Christian Grindling, Monument kans te gee om hulle verdediging in plek te kry nie. This Boisai side might be one that started the season a little bit slow and a little bit iffish at times. Toch grond toe getrek. Bernardi net binne in hulle halfgebied. Jean-Dry Elers. Afgeneem deur Boisai en dan skuif hulle hom onmiddellik wyd. Kry daar aansluiting aan die buitekant. Maar die spasie die is klein, maar die hande die is goed. Pieters met die nommer 4 trui op sy rug. Probeer hulle die spasie hierdie keer aan die diskant skep. Weer Boisai, weer 'n aanval plat aangee in die hande van Joubert. Chaniel Davids, baie goed gehardloop, maar net tot op die 5-tree stippellyn. Weer is daar Boisai man. Is die hande nie uitstekend nie, JD? Grinley uit sy skopskoene saamgebring. They're a scary sight at the moment, is Paul Boisai. Adrian Vol wat so iets in sy hakker se oor daar fluister, word hy dadelik na die buitekant toe gespeel. Pieters wat nie agterlyn ingekom word. Dan sit Moultrie, daar spasie vir hom. Klop so 1 of 2 manne as hy grond toe gebring word, beskikbaar. Manne van Boisai het groot spasie probeer maak hier aan die diskant. Binnekant toe gebreek hierdie keer deur die loskakel. Baie goeie lyn gehardloop, is dit die 8ste man Stefan de Merwe. Van Seil wat net voor die doellyn plat getrek word. Stefan de Merwe, hy gaan oor. Vaste skram die is gevorm, Bernardi kan insit. Wag vir hom agter, maar 'n goeie skram van Boisai. Swak bal vir Monument. Is hy afgeneem deur Boisai. Skeieregter sê spel moet voortgaan. Toch afgeneem deur Boisai. Opskiet verdediging van Monument. Net oor die koppe gesit, gaan hy regop. Viljoen die mis vir hom. Ja, hy op perfek in die hande. Hierdie keer van die ander tweeling boetie, Tristan Joubert. Die momentum van Boisai moet stop en hulle gaan dit net reg kry om die spel na die Boisaiers toe te vat. Hierdie keer afgeneem is Bernardi wat wegbreek, lang aangee na die buitekant toe, binnekant toe gebreek hierdie keer deur van Logrenberg, gaat trek hy. Afgeneem deur Boisai. Steeds is dit Boisai wat opgehou word. Pragtig gedoen deur Genis, die linkervleuel van Monument. Beskikbaar. En eenvoudig is daar elke keer 'n hand wat daar die bal vat.
baie goed gehardloop, soek aansluiting na die buitekant toe, nie goeie verdediging nie. Glad nie goeie verdediging hierdie keer deur Monument nie. En vir die tweede keer is dit Christian Grindling wat agter die doellyn gaan kuier. Dit moet hom lekker wees vir 'n hakker om daarop te duik. Gerson Pieters Van der Merwe probeer die speler aan die gat sit, niemand anders nie as Kyle Moultrie nie. Opgegaan deur Pieters. Elke keer 'n copy and paste as hulle oorgaan. Christian Grindling scoring his hat-trick. Skopskoene die is aan, word reg deur die middel van die pale gejaag. Another line out to come with a little maul and the number 2 of Boisei, Christian Grindling, to go for his 4th. Ja, is weer op nummer 4 Pieters. Weer die rolmaalbeweging wat aan die gang gesit word, maar hy word tog afgetrek hierdie keer. Om die kante word daar gespeel met die voorspelers van Boisei. Gaan die grote Cruz Davey om in die hande kry ergens. Teruggedruk deur Monument. Goeie verdediging van hulle kant af hierdie keer. Ver en wyd gespeel. Fop aangee deur Van der Merwe. Probeer so slag of wat kruip, maar dan lyk dit tog asof daar iemand oorgaan. Cruz Davey was going to get over, but it is just this Paul Boisei's side who is on fire. It is Davey who wants to go into the kitchen. The chef says lunch isn't served yet. And here we go. It's managing to send it back. Strong carry. It's more of the same. It was a 10 of Francois van der Merwe doing well to keep his discipline. And it's Jaden Hubert with the easiest of tries. The conversion is good. Thomas de Tooi, Frans Malherbe, Springbokke. Wat stitte was uit daardie skool uitgekom. Dadelik is dit weer Boisei. Hulle probeer 'n man oorbewerkstellig. Pragtig word daar gehardloop deur Grindley. Speel hom na die buitekant toe, is alweer spasie. Caleb Holmes is op die veld. Bal is beskikbaar. Hubert wat van agter te speel. Dit nou lyk dit regtig asof daar net eenvoudig raak rugby gespeel word. Spasie wat geskep word. Speler is aan die buitekant. Die eerste 3 van hierdie tweede helfte die word gedruk deur Kobus Wilken wat vir 'n geruime tydjie op die veld is. Hy wat eintlik maar die hele ding van agteraf aan mekaar hou en doen hy dit nie uitstekend nie. Well, beskikbaar aan die kant van die Hoër Jongenskool. Leroux. Spasie hierdie kant, maar ongelukkig aangeslaan. Skeieregter sê daar was onkantspel. Plenty of errors on the attack of Boisei the second half. Voorop gegaan, dadelik teruggespeel na Tommy Miller toe. Bal is toch so 'n bietjie stadiger. Voorspelers wat nou probeer van vinnig wegkry, maar uitstekend en swak verdediging aan die kant van Monument. As hy eers gekookus word. Assistant referee just having a chat, and it will be try awarded to Paul Boisei. Kobus Wilken just absolutely flooring Cameron Curry there, and I don't know about that, Audrey. Conversion is good. Big defensive effort there by Taslim Guyan in the tackle from Monas, but it's the big man, the wrecking bull, who carries ball for Boisei. Een van die Hubert tweelings sit hom op die voet. Word kliphard gehardloop hierdie keer deur Liam de Villiers. Sê hy om hy kry hom tog in die hande. Terug na Hubert toe. En vir die 4de keer vandag gaan kuier die haker agter die pale.
En toe maak hy daar agter die doel en of hy hom maak of hy hom druk, soos Gerbert telke male gedoen het, en dan gaan druk hy hom agter die pale. Monarchs have played. It has been an area of concern for them defensively, and they have had some big scores against them early in the season. Here we go. Will it be another one? Weggebreek deur Boysa hierdie keer. Steeds Boysa plat aangee. Weer is dit goeie hande. Die skramskakel nommer 21 Liam de Villiers. Net nou instrumenteel gewees in die vorige 3. En vir die soveelste keer word die bal deur die pale geskop na die soveelste 3. Kaptein Roberts oorslaan aangee reguit aan die buitekant toe hierdie keer in die hande van Joubert. Joubert hardloop so 2 of 3 manne uit die pad uit en hy sê ook stuur groete vir jou sussie. Roberts vorder tot so binnekant die halfgebied van Boysa. Goeie lyn gehardloop van die bal die aangee gaan verlore. Janiel Davids vlieg weer op, soek aansluiting aan die buitekant. Dan word dit tog gekry, hierdie keer in die vorm van Caleb Holmes wat op die linkervleuel speel. In die 80-tal. Die behoort nou op die bord te wees. De Villiers die 3-drukker van Wag. Ongelukkig vir Jooste slaan hy aan. En dis meneer Manny Shepherd wat sê, gaan 'n einde maak aan hierdie marteling vir Monument. Dis 83 punte vir die Hoër Jongensskool daar van die Parel. Die mense wat mekaar geluk sê, die afrigtingskorps van die Hoër Jongensskool Parel, meneer Sonny Erasmus. En dit is Monument wat nie punte in hierdie wedstryd kon aanteken nie. 83 punte, 0 punte vir Monument.